Een van die kosbaarste stories wat ek al ooit het of gehoor het of kon deel wees van in my tyd van bediening is toe ons een keer op 'n plaas bedien het. En ek sit met 'n groot kring mense by my en ek's gereed om die doop vir hulle te verduidelik, want ek sit met 'n klomp mense wat graag gedoop wil word, maar dit nie verstaan nie. En ek onthou hoe verduidelik ek vir hulle die doop en hoe incredible dit is en waar dit oral in die woord is en hierdie een spesifieke plek in Handelinge waar Filippus kom en hy doop hierdie eunuch, doop hy in die water en die Bybel sê toe hy uit die water uitkom was Filippus weg, want God het hom weggevat, met ander woorde hom geteleport na die volgende dorp toe. En was so incredible dat ek baie keer my brein dink in prentjies en ek dink, "Sjoe, ek wonder hoe sal dit wees as ek eendag iemand doop en ek kom uit die en ek haal hulle uit die water uit volgende oomblik is ek nie daar nie. Of hoe sou dit gewees het as iemand my doop en eweskielik kom ek uit die water uit en die ou het my gedoop het en sê kwaan, Jesus het hom weggevat. Hy het geteleport na volgende dorp toe. Dis na die opstanding. So incredible is dit. En terwyl ek hierdie storie verduidelik, steek 'n tannie haar hand op en sy sê sy wil net vir my vra. Sy was ook al gedoop gewees in haar bad. Maar toe sy uit die water uitkom, toe die ou wat haar gedoop het nog steeds daar, was dit dan 'n valid doop gewees. En ek dink dis so 'n kosbare, legit, genuine, real vraag uit haar hart uit. En sy het gedink, weet as hierdie ou dan nog hier is, was dit dan nou reël gewees nou dat sy sien in die Bybel maar Filippus was weggeneem gewees. En ek sê nee tannie, dis fyn. Alles is okay, dit was 100% was korrek. Daar's nie 'n fout met dit nie, is maar hierdie een geval waar Filippus weggevat is. Maar hoeveel mense na my toe kom en vir my vra, "Jy Piekart, ek is al gedoop toe ek 12 was. Nou kan ek weer gedoop raak." Of weet ek is al gedoop toe ek op hoërskool was, maar toe slip ek weg en toe kom ek weer terug na die Here toe. Nou wil ek graag weer gedoop raak. Kan ek weer gedoop raak? Is dit Bybels om weer gedoop te raak? Nou eerstens wil ek vir jou sê, ek dink die enigste plek waar jy weer gedoop moet word, 'n tweede keer, is wanneer jy genuinely nie die eerste keer verstaan het waaroor die doop gaan nie. En dat jy daai ene maar net gedoen het uit 'n ritueel uit, of omdat jou maatjies dit gedoen het, of omdat jou familie dit gedoen het. Ek glo nie, dis nie valid nie. In my persoonlike perspektief dink ek net, daai is net, jy het nie verstaan nie, jy het gedoen wat ander mense doen. Dis presies wat godsdienst doen. Godsdienst sê, gaan maar na die kerk toe en ander ons gaan maar, ons gee maar net tiendes, want ander ons nie, ons doen maar net, ons doen maar my pa dit mag doen, ons doen dit wat ou pa dit mag doen, nie, ons moet maar, want ons doen net, dis 'n ritueel wat ouens herhaal van ander mense. Waar 'n lewendige verhouding met Jesus sê, ek verstaan dat in hierdie doop, soos Romeine 6 sê, gaan ek dood en word gekruisig saam met Christus en ek word weer saam met hom opgewek. Dis wat in die doop gebeur. En ek verstaan dit en dis hoekom ek gedoop raak, want ek kies vandag om Jesus voluit te volg. En die doop is 'n public declaration om vir almal te sê, vandag word ek saam met Jesus gekruisig, ek wil hê die wêreld moet dit sien en ek word weer saam met hom opgewek. Daar's soveel mense wat vir my sê hulle wil nie gedoop raak. Hulle wil gedoop raak, maar mense moet nie weet hiervan nie. Dan sê ek, my vriend, dan weet ek nie hoekom word jy gedoop nie. Dis nie net iets tussen jou en die Here nie. Jesus het nie in geheim gesê, nee, ek wil gekruisig word, maar ek wil net nie sien mense sien ek word gekruisig. Nee. Ons word saam met hom gekruisig. Publicly word ons saam met hom gekruisig. En dan word ons weer saam met hom opgewek. Ons kry heeltemal 'n nuwe lewe. En ek wil jou vandag aanmoedig. As jy al gedoop was en jy weet waar dit gegaan het, en jy weet dat Jesus jou redder is, en jy weet dat jy saam met hom gesterf, en jy het saam met hom opgewek, jy het saam met hom gekruisig, dan is dit nie vir jou nodig om weer gedoop te raak. En het jy weggeslip, het jy weggedwaal, het jy nou teruggekom na die Here toe, dis fyn. 1 Johannes 1 vers 9 sê dat wanneer jy jou sonde bely, dan is God regverdig en getrou om jou te vergewe en skoon te was van alle ongeregtighede. Ek het al baie opgeslip nadat ek gedoop is. Imagine elke keer as ek nou opslip, dan moet ek weer in die doopbad klim. Dan raak dit net weer 'n ritueel en godsdienst. En hoekom sal ons Jesus 2 keer wil kruisig? Hoekom sal ons hom 2 keer wil kruisig? Jy maak vandag 'n keuse, as jy nog nie gedoop is nie, om te verstaan waaroor die doop gaan en gedoop te word. As jy al gedoop was en jy het nie verstaan nie, dan wil ek vir jou sê, ek dink as jy nie verstaan het toe nie, want jy was klein, jy het nie regtig verstaan waar die doop gaan nie en jy was nie regtig committed tot die Here gewees nie, maar nou is jy en dis iets wat jy regtig graag wil doen. By all means, go and do it. As jy regtig vandag dalk vir die eerste keer na Jesus toe gekom het of 'n tydjie terug of die Here praat al met jou oor 'n doop en jy het dit net nog nie gedoen nie, maar jy weet dit moet gebeur, dan laat jou doop. Toe jy jou kop nat gespat het toe jy klein was jy nie gedoop nie. Jy het net nat geraak. Niemand druk sy hand in die koffie en spat beskuit nat as hy koffie doop nie. Hy druk die beskuit in die koffie en doop die beskuit en dan eet hy dit. So vandag ook, niemand spat jou nat en dan is jy gedoop nie. Jy moet onder die water ingaan en dan weer uitkom. Daai klein doop wat ons het, is nie Bybels nie. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat U 'n werk in ons doen. Here, dat U Gees aan ons openbaar, dat U 'n werk in ons lewens doen, dat ons nie wil rituele volg nie, maar dat ons authentically U wil ken en saam met U wil wandel in Jesus se naam. Amen.